Goeiedag. Dis vandag donderdag 15 Augustus en baie welkom by hierdie klankoordenking. Ons het die vorige keer ons uit die woord van ons Here die eenvoud en die mooi gelees van die geboorte van ons Here Jesus. Na sy geboorte het daar 'n paar dinge gebeur. Die skrif verduidelik nie vir ons alles nie, maar daar is wel 5 gebeurtenisse wat vir ons opgeskryf is en wat vir ons belangrik is. Die eerste waarvan ons lees is die skaapwagters en die engele. In Lukas 2 lees ons, daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Nou, in daardie omgewing beteken dit is daar so in die omgewing van Bethlehem en wat in die nag oor hulle skape wag gehou het. Nou, daar was 2 tipe herders gewees. Daar was die wat die eienaar was van die skape en dan was daar huurlinge wat oor skape wag gehou het. Meestal was hulle die mense wat die nagskof moes doen. So dit word nie vir ons gesê of hierdie skaapwagters die eienaars was van die skape en of hulle doeteenvoudig huurlinge was nie. Dis moontlik dat dit dalk huurlinge was. Maar die werklikheid is ook, aan skaapwagters het daar destyds 'n stigma gekleef. Hulle was eenvoudig as onbetroubaar beskou gewees. En spesifiek ook in regsaake was hulle woord of hulle getuienis nooit as betroubaar geag nie. En iets ook van, hulle was die mense wat altyd probeer oordryf het. En nou is die kosbare wat ons hierso lees, met een staan daar 'n engel van die Here daar by hulle, hierdie eenvoudige onbetroubare skaapwagters, en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Dan kan mens jouself indink, hulle het baie groot geskrik. En toe sê die engel vir hulle, en hier kom die wonderlikste boodskap denkbaar. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit sal vir julle die teken wees, julle sal 'n kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En dan na die hele gebeurtenis van die engele lees ons, hierdie herders het hierdie skape net so gelos en hulle het reguit Bethlehem toe gehardloop om te gaan kyk. En dan as hulle terugkom, lees ons uitdruklik, en hulle het vertel, hulle het oral oors getuig, hulle wat as onbetroubaar geag word, bring die kosbaarste boodskap wat daar nog ooit in die wêreldgeskiedenis was, en seker is, die verlosser is gebore, bring hulle, en dan lees ons daar, almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Hierdie boodskap het betroubaar oorgekom, al was die draers van hierdie boodskap in hulle wese as onbetroubaar geag. Terwyl die herders daar in die oop veld was en die engel, dit word nie gesê wat die engel se naam was nie, dit is moontlik dat dit dalk Gabriël kon wees, maar dit word nie gesê nie. Lees ons, skielik was daar saam met hierdie een enkele engel, 'n menigte engele uit die hemel wat God loof en prys, en dan die wonderlike erelied, eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde vir die mense, in wie by 'n welbehae het. En ons lees uiteindelik ook, die skaapwagters het, nadat hulle dit oral oor vertel het hulle teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gesien en gehoor het. En in hierdie gedeelte lees ons, Maria het ook alles wat hulle vertel het sy onthou, en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die volgende, as ons kronologies daaraan dink, moet ons sê, was 8 dae later. Ons lees daarvan in Lukas 2 vanaf vers 21. 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam
Jesus gekry, die naam wat die engel genoem het, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Nou, by hierdie geleentheid is na 8 dae, volgens die Ou Testamentiese Joodse wette, moes 'n seentjie besny word. En as hy besny is en die naam is vir hom gegee, dan is dit die naam wat daardie seentjie die res van sy lewe met hom gedra het. Sy naam mag nooit weer verander word nie. En die kosbare naam wat hierso gegee is, soos wat die engel destyds vir Maria, vir Josef regdeur gegee het, is sy naam moet Jesus wees, want Jesus beteken verlosser. Ons lees dan in Lukas 2 vanaf vers 25 van kom ons amper sê, 'n derde greep in wat gebeur het met ons Here Jesus. Ons lees daar van Simeon en van Anna by die tempel. En dan in vers 27 staan daar, toe die ouers die kindjie Jesus bring, om vir hom volgens die gebruikelike bepalings van die wet wat nagekom moet word, het Simeon hom in sy arms geneem. Nou daar was gebruikelike bepalings volgens die wet. Die 8ste dag was die besnydenis gewees. En dan later, dit was 40 dae later, moes hierdie kindjie volgens Joodse gebruik na die tempel geneem word en dan aan die Vader aangebied word. En ons kan dit in aanhalingstekens sit. Want volgens die ou Joodse tradisie en bepalings moes elke eersgebore seentjie permanent aan God gewy word. Dit is met ander woorde asof hy vir die res van sy lewe daarso in die tempel moet gaan werk saam met die priesters. Maar uit die aard van die saak, nie alle seentjies het dit gedoen nie. En daarom lees ons dan ook van die offer van 2 duwe. Nou die praktyk van destyds is dat 'n 1 jaar oue lam en 'n duif geoffer moes word. En dan as die jaar ou lam as die ouers nie 'n jaar ou lam kon gee nie, dan het hulle 2 duwe gebring. Die ene is dan aangebied as 'n brandoffer. Die ander ene is die sondoffer. En met ander woorde, die tweede duif vlieg dan weg asof met al die sondes van daardie kindjie en die ouers wat die kindjie na die tempel gebring het. Nou uit die aard van die saak, ons Here Jesus was sondeloos. Waarom is hierdie offers dan gebring? Dit is gebring omdat hy na sy aardse wese volkome mens was en dat sy ouers hulle gehou het aan die Joodse wette volgens die tradisie van destyds. Al was ons Here Jesus dus al volkome sondeloos, is hierdie offer gebring asof hy reeds die sondes van die mensdom op hom geneem het. Hierdie is dan nou 3 grepe wat ons nou kortliks na gekyk het. Die herders en die engele. Die tweede is dan die 8 dae later waar hy besny is en die naam gekry het. En die derde een is dan die gebruik van die gebruikelike bepalings volgens die wet by die tempel. En dan moet ons net daar byvoeg ook op hierdie 40ste dag is Maria dan ook het sy ook 'n offer gebring, want vir 40 dae na die geboorte van 'n kindjie word 'n vrou as 'n seentjie word 'n vrou dan as onrein beskou en na die bring van hierdie offer is sy dan gereinig. Dit dan in kort. Ons sal vir volgende keer dan aangaan met nog 2 grepe uit ons Here se lewe in sy kinderdae. Here, ons kyk ook terug en daar so baie tradisies en ja, elke volk en elke kultuur het sy tradisies, maar
Maar in al hierdie dinge wat met ons Here Jesus gebeur het, besef ons ook net dis alles u ingrypend, dit is hoe u dit beskik het en hanteer het. En dankie dat ons ook kan deel in die kosbaarste nuus wat hierdie engele gebring het en dat ons ook mag deel in hierdie ere uitroep aan u alleen, Here, want die verlosser is gebore. En mag ons altyd ook in ons lewe, vandag nog, 2024, net besef hoe groot hierdie genade is. En ons eer U daarvoor in ons Here Jesus se naam. Amen. Seën vir jou.